Ons het hierdie land mak gemaak. Die Griekwa het hierdie land mak gemaak. Hy het hom getem. Al die groot aardrykskunde en atlasse, een van die twee prominentste streke daarin is Griekwaland Wes en Griekwaland Oos. Dis wat die boeke sê. 80 jaar voor die Groot Trek. So as hulle hier in die geskiedenisboeke leer hulle vir ons van die Groot Trek, laat ons maar sê, dis maar eintlik, dis nie die pioniers nie, dis maar nou 'n groot liefstorie daai. Noordwaarts getrek, omdat hulle nie wou staan. Daar was 'n begeerte, 'n behoefte, 'n brandende begeerte om 'n onafhanklikheid te vestig en te sê, maar ons wil 'n plek hê waar ons onsself kan regeer, waar ons mense kan bemagtig om self iets vir hulle te doen. Dit was die begeerte om nie onder die juk van 'n koloniale meester te staan. Daarom het hulle getrek. En ek wil maar net sê, dit was 80 jaar voor die Groot Trek van 1834. 80 jaar voor die Groot Trek. So as hulle hier in die geskiedenisboeke leer hulle vir ons van die Groot Trek, laat ons maar sê, dis maar eintlik, dis nie die pioniers nie, dis maar nou 'n groot liefstorie daai. 80 jaar voor die Groot Trek was die Griekwa al weg. En voor daai met die groot pokke-epidemie het die Khoi al verder binneland toe getrek, want hulle het gesien die mense bring siektes wat ons nie verstaan nie, laat ons maar so ver gaan as wat die Here blou te gee. Ons het hierdie land mak gemaak. Die Griekwa het hierdie land mak gemaak. Hy het hom getem. Al die groot aardrykskunde en atlasse, een van die twee prominentste streke daarin is Griekwaland Wes en Griekwaland Oos. Dis wat die boeke sê. Waar kom die name vandaan as dit nie van die Griekwa was nie? Nou, gaan kyk maar aan die aardrykskunde boeke, hoe groot is Griekwaland Oos en hoe groot is Griekwaland Wes. Nee, dan besef u, ons is hier, ons is nog en ons sal wees. Maak dit vir u sin? En ons het gaan kyk na hier het is uiteengesit byvoorbeeld die 4 belangrike huise van die Griekwa. Dis die huis van Adam Kok, die huis van Waterboer, die huis van Barend Barends en die huis van Lefleer. Dis die 4 hoofgroepe. Daar kan nou nog kleiner groepies wees en so, maar dit is die 4 bestaande erkende hoofgroepe van meet af. Hierin word net so kort uiteensetting gegee van die geskiedenis van Adam Kok en die hele Kok familie van Adam Kok 1 af tot by Adam Kok die 5de. Hierin word beskrywe die hele migrasie van die Griekwa hier vanaf die Weskus reg oor Noord-Kaap tot by die Oos-Kaap Kokstad, waar die Adam Kok 3 om uiteindelik gevestig het van Philippolis oor die Drakensberge. Hulle was die eerstes wat oor die Drakensberge gegaan het, nog lang voor 1834. Is maar net om dit in die bietjie, jy weet, die geskiedenis reg te stel. Mense so geneig om te dink, ons kom van nêrens af. Ons het 'n geskiedenis. Ons is onlosmaaklik verbonde. Nou kom ons kyk na Griekwa.
Die sendeling het toe in Campbell sendingstasie gewerk en in Griquastad. In 1813 het Campbell gevra, maar luister, julle is basters, maar basters klink nou nie so lekker nie, dit is allemaal nou soos 'n baster brak of hierdie pavement specials honde wat jy nou, maar het julle nie 'n skakel met die inheemse volkere nie. Nou, Adam Kok, die eerste, toe hy in daardie omgewing kom van Piketberg, was daar 'n stam, die Garigoriqua. En die Garigoriqua stam was maar 'n arm stammetjie gewees, daar in die omgewing. En hulle het toe uitgevind, maar hierdie klomp basters wat hier is vooraanstaande mense, hulle het 'n prominente leier, en hulle het toe later ingeskakel by die basters. En Adam Kok het toe met die hoofman van die Garigoriqua stam se dogter getrou. Hy het met die dogter getrou, en op daai manier het hy toe die leier van die Garigoriqua stam geword. Maar hulle was nog steeds basters. Maar in 1813, toe sê die sendeling, maar wil julle nie 'n naam vir julle gee en gooi weg die basters nie? En toe besluit hulle om die naam Griqua te omarm. En dis waar ons die naam Griqua gekry het. Nou as jy die woord Griqua vat, Gri was die taal, die Nama variëteit, die Nama tipe wat hulle gepraat het, want die Griqua het Gri gepraat. Jy kry nog so nou en daar, so hier en daar van die woorde. Jy weet, soos as iemand nou sê, ek is dan nou Kuru vertwak. Dit beteken jy het 'n baie diep lus vir iets. Dan sê ek is dan nou Kuru. Of as dit nou vir jou sê, jy is Gobu. Nou, in die tweede deel van hierdie gedeelte praat hulle van die tradisies, van die Griqua tradisies nou, en die bygelowe waaroor kaptein nou 'n spesiale boek geskryf het. Nou, as jy van die Griqua is, dan weet jy as die mense sê, hey, jy gwa nou as jy gate grawe daar buitekant. Jy gwa nou as jy die brood se binnekant uit eet. Nou dit beteken maar net, jy roep 'n ongeluk tot jou toe, en dan sê hulle jy gwa. En dis 'n woord wat jy in baie Nama variëteite kry, as iemand sê, hy gwa. Dit wil sê, jy roep ongeluk na jou huis toe. Nou, dis sulke tipe woorde, of as iemand sê, hy het in my ngorro geslaan, jy weet, jy nie agterkom. Dis typiese woorde wat ons in baie van die Nama variëteite kry. So, dis waar Griek vandaan kom. Dit was die taal wat die mense gepraat het. En Kwa is die tweede deel wat mens beteken. So, dis die mense wat Griek praat. En daarom kry jy Namakwa, is die mense wat Nama praat. Jy kry die hesse Kwa, die hesse, die bome, en mense, die boommense, dis die hesse Kwa. Jy kry die Oteni Kwa, dis Oteni, die heuning, mense. Die Kwa is altyd die agterste deel wat mense beteken. So dis hoe dit gekom het dat ons Griqua is. En dis waarom hierdie boekie maar net 'n inleiding is. Dis maar nou net, jy weet, om so 'n bietjie jou smaakkliere te prikkel, dat jy meer lees, en dat jy, so ons hoop met hierdie sleutels, as jy kan ingaan op die internet, dat jy meer gaan lees oor die Griqua.